Hemelse Vader, in tye soos hierdie is dit maklik om ons lewe voor U neer te lê en te bid dat U wil geskied en dat alles wat ek doen net U naam en U saak verheerlik. Maar Here, deur die week wanneer die gejaag begin en is werk en is mense en dis die omstandighede van hierdie lewe. Hoe moeilik is dit dan, Here? Dis een groot geveg, Here, om my lewe elke dag, elke oomblik neer te lê. Dis een groot geveg om in my gedagtes en in my hart gefokus te bly, dat dit is die doel van my lewe is, om U te ken en U te dien en U lief te hê. Here, help ons dat hierdie momente wat ons beleef hier in die kerk, ons hele week beïnvloed, elke dag beïnvloed. Hoe ons dink, hoe ons leef, hoe ons hart U volg. Dankie daarvoor, Here. Here, ons lê ons lewens neer, nie net op Sondag nie, maar elke dag van die week lê ons lewens voor U neer en sê, laat U wil geskied. Lei ons, Here, praat met ons, inspireer ons deur die Gees, om mense te wees wat 'n verskil maak in hierdie wêreld. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie, liewe gemeente, U kan gerus sit en ons sê dankie vir Sanet hulle, hierdie aanbiddingsgedeelte saam met hulle ook. Nou ons begin vandag 'n nuwe reeks. Dis Junie maand, die lekker koue is hier. In Junie maand is dit ook Vadersdag, ek dink die 19de Junie, en ek het gedink, kom ons praat hier die hele Junie maand so ek wil amper sê bietjie meer met die paas, alhoewel natuurlik elke woord, elke skrif is vir mans en vrouens bedoel, maar so bietjie 'n fokus op die gevegte van ons lewens. Mans is so klein bietjie meer prone tot gevegte. Deesdae sien ek die girls hou goeie catfights, maar die eintlike ding is, mans is maar meer geneig tot oorlog en gevegte ensovoorts. So ons gaan bietjie praat oor al die fights van ons lewe, al die gevegte waarmee ons besig is. En kyk wat is die regte gevegte, en volgende week gaan ons in besonder begin prakties kyk, hoe moet ek beklei vir die regte goed in die lewe? Hoe moet ek beklei vir die dinge wat regtig belangrik is? So dis die reeks vir Junie maand waarmee ons gaan besig wees. Ek wil begin met Paulus wat gesê het, hy het die goeie stryd gestry, nee. Hy die good fight of faith is die Engelse woorde wat hy gebruik vir daai versie in Timoteus. Hy het die goeie geveg en hy het dit tot die einde toe gemaak. En die vraag wat jy jouself moet vra is jy besig met 'n good fight of faith? Met watse geveg is jy tans besig? Ons gaan 'n bietjie daaroor praat. Kom ons begin, 2 Timoteus 4 vers 6. Paulus sê, wat my betref, word my lewe alreeds uitgegiet as 'n offer aan God. Daai is harde woorde. As jy daai emosie voel van, my lewe word so uitgegiet, dis 'n emosie, 'n gevoel van, ek gee. My lewe word uitgegiet. Meeste van ons, en ek sê dit met baie respek, ons lewe word vir wat uitgegiet? As jy 'n man is, sal jy sê, my lewe word uitgegiet vir my gesin. Ek werk, ek beklei, ek probeer die rekeninge betaal, probeer vir hulle stabiliteit kry, sekuriteit kry, my lewe word uitgegiet. Maar vir wat? Paulus sin was uitgegiet vir God, sê hy. My lewe word uitgegiet as 'n offer aan God. Die tyd van my dood is op hande. Ek het die goeie stryd gestry. Engels, good fight of faith. Ek het die wedloop voltooi. Ek het gelowig gebly. En nou wag die prys vir my. Die laurierkrans van die lewe in gehoorsaamheid wat die Here, die regverdige beoordelaar, my sal gee op die groot dag van sy terugkeer. Ek dink daar's 'n prys, mans hou van kompetisie, né? Daar's 'n prys. Ek bedoel, mans hou van kompetisie. Ek sien geen reaksie as ek dit sê nie. Ek het so nogal gedink daar gaan so 'n ligte grin kom. Kom ek verduidelik vir jou, as vrouens om die blok stap saam met die kinders, dan stap hulle rustig, gaan hulle loop en hulle gesels. Jy kry nie 'n woord in soos wat hulle praat nie, maar in elk geval. Okay, as vrouens om die blok stap. As mans om die blok stap, is die laaste 100 meter gewoonlik 'n sprint. Okay? Hulle het begin stap, dan begin een vinniger stap, dan begin een draf, dan sê die ander, jy gaan maar nie wen nie, en op die einde dan sprint hulle huis toe. En dan kom hulle by die huis en sê hulle, waar is die kinders? Dan, die kinders nog op die bloek, op die hoek, bloek, okay, die hoek van die blok.
kom ons praat stadiger. Maar dis mans, daar's iets in ons wil die prys kry. Ons wil wen, ons wil voorkom. Hy sê daar's 'n prys. Hardloop jy vir die regte prys? Wat probeer jy bereik? Waarvoor achieve jy? Wat wil jy wees? En dan sê hy, daar's 'n beoordelaar. God. Skryf hom met 'n hoofletter, die een groot beoordelaar. Ek bedoel, wie is die beoordelaars van ons lewe tans, né? Is dit die geld in die bank? Wie bepaal of jy wen? Jy, jou vrou, jou vriendekring, die manne om die braai, hier is die suksesvolle ou, hier kom hy nou aangestap. Is dit die beoordelaar van God wat dit sê? Of is dit die mense se pecking order wat besluit wie wen en wie nie? Paulus sê, God is die regverdige beoordelaar. Hy sal gee op die groot dag van sy terugkeer. En die prys is nie net vir my nie, maar vir almal wat gretig uitsien na sy heerlike verskyning. Die vraag is, in die hele reeks wat ons gaan doen is, wat is hierdie oorlog, wat is hierdie fight, en watter fight is jy betrokke? Gaan jy die prys kry? Gaan God beoordeel dat jy die regte fight gefight het? Met watter gevegte is ek en jy besig? Nou, ek het 'n paar boeke al in my lewe, maar nou onlangs weer net so vinnig gescan, boeke oor male masculinity, nee. Wat is die regte male, nee? En as jy die boeke gaan lees, is baie interessant, die wat noem hulle dit, hetero male, die stadsmale wat verander het, en hoe sy handjies sag geword het, en hoe hy roompies aan sy wange begin sit. Dinge het begin skeefloop in ons land. Maar in elk geval, wat is manlikheid? En wat is ware rolle van die man wees? Nou, die slim boeke het so 4 groot rolle vir elke man en vrou, veral in ons moderne samelewing, en al hoe meer vrouens hierdie rolle ook aangepak. Die eerste rol is iets van koning wees. 'n Man moet regeer. 'n Man moet heers. En dan is die antwoord in wysheid, nie in insecurity nie. Daar's 'n groot verskil. 'n Man wat heers in insecurity maak seer. 'n Leier wat heers in wysheid bou 'n land op. Wens ek het dit in Engels gesê, dan stream ons hom na die regering toe. Maar okay, kom ons gaan aan. 'n Man wat regeer in wysheid bou die gesin, bou mense op. So daar's 'n koninklikheid binne in elke man. Daar's iets binne in elke man van heers, regeer, doen dit met wysheid, gee rigting aan en is 'n goeie wyse koning. Dan sê hulle, daar's iets van 'n skepper binne in elke man. Hulle gebruik die woord towenaar, musician. En dis amazing, as jy net gaan dink 100 jaar terug, dink 500 jaar terug. Hoe het die planeet aarde ontwikkel? Brûe oor damme, riviere, lang brûe, amazing ingenieurswerke. Dis binne 'n man om te skep. Waar kom hierdie goed vandaan? Natuurlik is al hierdie goed 'n beeld van God, né? God skep, God heers. Daar's iets binne in 'n man, 'n begeerte om te create, iets nuuts uit te dink, te develop, te evolve, iets groters te maak, iets te bereik wat nog nooit bereik is nie. Dis binne in ons. Jy hoef dit nie te gaan soek nie, jy hoef nie te vra hoekom nie. Dis deur die beeld en die gelykenis van God binne in jou. Daar's in Engels praat hulle van 'n lover, 'n romanticus binne in elke man. Ja, selfs binne in jou man. Diep binne is daar een weggesteek, okay? Hy kan actually romanties wees, alright? Maar dit is binne in hom. Daar's 'n lover binne in hom. Nou as jy sê, rarig, dink gou terug, 45 jaar terug toe julle getroud is, was daar vir 'n oomblik 'n moment toe hy romanties was, né? Okay, dit is nog binne in hom, jy kan dit uit hom uithaal. Maar daar's iets binne in 'n man wat 'n entertainer, 'n lover vir sy vrou, vir die kinders wil wees, wat die kinders laat lag, en ek bedoel, as pa van maak in die huis, is net anders as wat ma van maak in die huis, né? Dis binne in hom, dat hy's daai entertainer, daai lover, daai romantikus. En die laaste rol wat binne in 'n man is iets van die soldaat, 'n vegter, 'n soldier, wat die beskerming doen, wat die oorlog aanpak, wat daar is vir die muur wat hy om sy gesin en familie en sy lewe bou om dit te beskerm. Nou, hierdie 4 rolle van man wees, kom uit die beeld en die gelykenis van God uit, en ek kan nou jou in skrifte invat, want dit is nie waar die preek gaan nie. Al wat ek probeer sê is, binne in elke man en vrou, wese van God, is daar hierdie rolle. En ons sit in 'n samelewing waar daar baie verwarring is oor hierdie rolle. As 'n man bietjie te hard koning is,
hey, jy is arrogant, of jy is dominerend, of manipulerend. As 'n man bietjie te kreatief raak, goed, dan, hy's weird, jy weet. As 'n man bietjie te veel romanties is, dan plaas hy die res van ons in die moeilikheid, so tone it down, okay? Kan nie elke week blomme huis toe vat nie, daar's pelle wat dit nie doen nie, okay? So, ons is verward. Mans is verward in 2016. Hy weet nie, is dit reg om room aan my gesig te smeer, of is dit reg om vir 'n week nie te bad nie? Watter een is nou reg? Ek hoor hierdie week van 'n vrou, dis 'n vroue prediker, sy sê, hierdie week vra 11 jaar of nee, 8-jarige seentjie, ja. So bedoel mamma, elke keer as ek klaar gebad het, moet ek 'n nuwe onderbroek aantrek? Jy weet, mans is weird, bedoel maar regtig, elke keer 'n nuwe onderbroek. Nou sy sê, sy's besig om hom reg te kry, dat eendag as hy getroud is, gaan hy dan met 'n nuwe onderbroek voor die kansel staan, okay? Nou, maar as mans, nee, ons is verward, hoe butch, hoe hard, hoe vuil, hoe rof moet ons wees versus hoe sag moet ons wees? Hoe emosioneel moet ons wees? Hoe connected moet ons wees met hierdie goed? So, hier's hierdie rolle van man wees, en hier's die woorde. Ons fight in hierdie rolle. Dis waaroor ons fight gaan. Ons fight die hele tyd oor koning, hoe baie hoe min. Ons fight die hele tyd oor create, hoe baie hoe min. Ons fight die hele tyd oor romanse, met die regte persone, die uitdagings van romanse, van liefde, hoe baie hoe min. Ons is die hele tyd in hierdie oorlog, hierdie soldier gaan nooit uit jou uit nie. En die vraag wat ek en jy moet vra is, hoe doen ek met hierdie fights? Hoe gaan dit met hierdie fights? Hoe verward is ek? Hoe aggressief is ek? Hoe seker is ek oor hierdie fights? En hoe de mekaar is ek oor hierdie fight? Nou dit gaan vir jou baie snaaks klink, maar Jesus was in hierdie fights. Ja, selfs Jesus. Dit was die fights van mens wees. En ek en jy moet hierdie goed uitsorteer. En ek gaan jou probeer help daarmee, want jy sien, hulle skryf ook in die slimboeke, skryf hulle oor, mans, vrouens, het first half en second half of life. Okay, first half is gewoonlik tot hier so naby aan 40, 45, is jou first half of life. Dan fight jy hierdie goed heeltemal anderster, as wat jy hierdie goed fight in second half of life. Duidelik, ek is besig met second half issues in my lewe, en ek wil hierdie fights anderster doen. Dis waar ek is in my lewe. First half of life, fight jy hierdie goed, baie head on, baie dom, aggressief, soos 'n bil in 'n China shop, jy's in en jy storm, en jy wil net uitsorteer, en jy gee nie regtig om oor die skade wat dit bring nie, jy wil net sukses bereik. First half of life gebruik jy hierdie fights in jou identiteitsvorming. Jy wil 'n sekere koning wees, jy wil 'n sekere skepper wees, jy wil 'n sekere romantikus wees, jy wil 'n sekere soldier, so jy het 'n naam na wat jy toe jaag. Identiteitsissues. En as jy slim is en jy evalueer jou binneste en jou emosies en dit goed bietjie langer, dan kom jy agter dat, weet jy, ek wil bereik in vergelyking met ander, ek wil sukses hê in vergelyking met ander, en jy hou baie meer jou oog op ander as op jouself. En dan sit ons met hierdie versoekings binne in ons in first half, en iewers in jou lewe transisie jy, en jy begin dit doen op second half. Jesus het hierdie fights gehad in first half. Dit was sy oorlog gewees. En jy moet jouself die vraag afvra, hoe gaan met jou oorlog in hierdie tyd van jou lewe? Ek gaan jou net vinnig invat en wys hoe Jesus beklei vir sy identiteit, hoe Jesus beklei vir sekuriteit, want dis waarvoor mans baie hard beklei. Sekuriteit is geld. Vir een of ander rede glo ons, en is binne elkeen van ons manne, dat, hoor jy, dis my verantwoordelik om te sorg, die huispaaiemente moet betaal word, my kinders is universiteit, ek moet geld wegsit, as 'n krisis, dis een van ons grootste battles. Hoe Jesus beklei daarvoor. Een van ons groot battles is plesier, beheer, koning wees, hoe control ons situasies. Ek bedoel vir 'n man, gaan vra vir enige man wat al 'n kind hospitaal toe moes ry. Hoe voel dit om nie beheer te hê oor 'n siek kind nie? Hy wil die hospitaal afbreek, okay? Ongevalle is te klein vir hom op daai oomblik. En as 'n dokter sê, of die nursie sê, nee, die dokter sal oor 'n halfuur hier wees, okay? Dit voel vir hom, hy klim in sy kar en hy gaan haal die dokter by die huis en sê, kom na my kind toe nou, okay? Mans wil hierdie goed beheer. Dis in ons binneste om te sê, is my verantwoordelikheid. Nou, Jesus sit met sulke versoekings, en ons moet kyk hoe hy hierdie fights fight. Net vinnig, Matteus 4 vers 3. Hy sê, toe kom die versoeker na Jesus toe en sê vir hom, as jy dan die seun van God is, kyk wat vat hy aan.
as jy die seun van God is. Wat vat hy aan? Jou identiteit. Die duiwel kom by jou en sê, as jy man is, dan sal jy beter doen in die lewe. As jy in beheer is, as jy kan, as jy, daai woordjie as, maak ons baie keer mal in ons lewe. As jy die seun van God is, beveel hierdie klippe om brood te word. Met ander woorde, voorsien vir jou gesin. Jy moet klippe in brood verander. En ek dink vandag voel baie mans dit in Suid-Afrika se ekonomie. Die lewe verwag van my om klippe in brood te verander. Hoe kry jy ou geld in hierdie tye wat so moeilik is? Maar Jesus het hom geantwoord, nee. Daar staan in die skrif geskryf, 'n mens het meer as brood nodig om van te lewe. Nou wat Jesus hier doen is, hy oorwin die oorlog teen geld. Mense, ek dink jy sal my saamstem, dis 'n groot oorlog. Die oorlog teen mammon. Alles gaan oor mammon. Money makes the world go round, né? En elke man wat hier sit sê, ja Andries, as ek meer gehad het, was ek meer gerelax. As daar meer in die bank was, so my vrou anders na my gekyk het. As daar meer geld was, het ek meer manlik gevoel. Dus money makes the world go round. En Jesus oorwin het. Hy sê, 'n mens het meer as brood nodig om van te lewe. Wat jy eintlik nodig het, is om te leef van elke woord uit God se mond uit. Daarna neem die duiwel op Jerusalem toe en laat hom op die hoogste spits, van die tempel staan. Toe sê hy vir hom, daar kom hy woordjie weer, as jy regtig die seun van God is, spring dan hier af, wees powerful, jy kan sterk wees, jy kan enigiets regkry. Daar staan mos in die skrif geskryf, God sal aan sy engele opdrag gee om jou te beskerm, en hulle sal jou op die hande dra, sodat jy nie dalk jou voet teen 'n klip stamp nie. Die duiwel versoek hom en sê, kry power, heers oor die skepping, heers oor probleme. En jy moet sterker wees, en Jesus hanteer dit natuurlik weer. Hy sê, Jesus het hom geantwoord, daar staan ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Met ander woorde, God bly God, ek's net 'n mens. Ek kan nie situasies beheer nie. Hy sê, en hom alleen moet jy dien. Vervolgens neem die duiwel hom na 'n top van 'n baie hoë berg en wys vir hom al die koninkryke van hierdie wêreld, met hulle pragt en praal. Daarop sê hy vir Jesus, dit alles sal ek vir jou gee. Al wat jy moet doen, is om neer te kniel en my te aanbid. Toe sê Jesus vir hom, trap Satan, daar staan in die skrif, jy moet die Here jou God alleen aanbid, en hom alleen moet jy dien. Nou, wat met Jesus hier gebeur, en hierdie is nou 'n mooi storie in die Bybel, en mooi geskryf, Jesus is woestyn toe, maar in ons wêreld, hierdie toetse, kom week vir week, anders ingekleer in ons lewe in. Week vir week is die lewe een groot oorlog, het jy al agtergekom? Dit is een groot fight. En as ek jou nou vra, as jy sê die lewe is een groot fight, wat is hierdie fight vir jou? Vir die meeste man sal net sê, my werk, my finansies, kinders en hulle issues en behoeftes en probleme, is een groot fight. En agter hierdie, kan ek sê, voor die hand liggende fight van geld, sorg, voorsien, achieve, bereik, power, sukses, die issues waarmee ons sit, agter dit, is dit eintlik 'n geestelike fight. As eintlik 'n vyand, besig om hierdie oorlogsveld elke dag vir jou te dek. En elke dag lok hy jou baie subtiel in die woestyne, net soos wat hy met Jesus gedoen het. En elke dag gaan ek en jy in hierdie oorlog in van, wie gaan ek wees? Gaan mense my raak sien? Gaan ek geag word? Gaan ek power kry? Gaan ek plesier kry? Gaan ek my stokperd hê? Gaan ek tot my reg kom? Elke dag gaan ek en jy in hierdie oorlog in, mans en vrouens. En baie subtiel is ek en jy elke dag in hierdie geveg. Jesus in hierdie storie wat hulle geskets het in die Bybel, lyk dit en sorteer Jesus hierdie geveg in 40 dae uit. Surprise, surprise. As jy die Bybel mooi lees het, en die duiwel het hom vir 'n tyd lank alleen gelos hierna. Jy sorteer nie hierdie fights in 40 dae uit nie, mens. Man, hierdie is lewenslange fights. Hy lyk bietjie anderster in first half, hy lyk bietjie anderster in second half, maar vir die res van jou en my lewe, is ek en jy in 'n oorlog. En daar's 'n vyand, en hy's besig om 'n tafel te dek, om jou in te lok na brood toe,
in te lok na geld toe, in te lok na power toe, in te lok na jou naam toe. Wat sê mense van my? Hoe praat mense oor my? Wie is ek in hulle oë? Wie ken ek? Wat het ek bereik? Hoe suksesvol is ek in my lyn van beroep? Heeltyd is daar pecking orders besig in jou kop wat plaasvind. Die heeltyd is die duiwel besig om jou in te lok, net soos wat hy Jesus hier ingelok het. Die verskil is, Jesus oorwin hierdie goed. En wanneer Jesus hierdie goed oorwin, dek hy die tafel vir sy lewe, sy kruis, sy bediening en sy bereik van mense. In my en jou lewe, ons oorwin hom nie so maklik nie. Ons beklei hierdie oorlog die hele tyd. En die vraag wat ek en jy moet vra is ek besig met die regte fights? Of het die duiwel my so besig gehou, nou beklei ek vir brood? Kom aan manne, wees eerlik, ons beklei vir brood. Ons beklei vir die geld, ons beklei vir survival. Interessant, ekskuus hiervoor dat ek so baie, maar hulle sê in first half of life, pak jy hierdie battles aan, baie geloof, ek gaan suksesvol wees, ek gaan geld maak, ek gaan 'n naam hê, ek gaan power, ek gaan my gesin veilig, ek gaan, first half, in jou 20s, 30s, glo jy alles. Jy gaan dit doen. Baie mans, en ek ken van hulle hier in ons gemeente, ek kuier, ek groet, ek kyk om in die oor, ek kan ek dit sien. Baie mans het die fight klaar verloor. En in second half of life sê hulle, ek gaan net survive. Ek wil net deurkom. Ek wil net by pensioen uitkom. Ek hoop net daar's genoeg geld om op pensioen te gaan. Ek het klaar hierdie fights verloor. Ek het klaar my vrou se oor respek verloor. Ek het klaar my kinders se oor respek verloor. Ek het nie daai naam geword nie. In die vriendekring, in die pecking order, ek sien onderrond. Ek het klaar daai fights verloor. Ons evalueer hierdie goed baie aards, mens, status, geld, al hierdie goed. Die vraag wat ek en jy moet vra is ek en jy in die regte oorlog betrokke? Jy sien, Jesus het dit reg gekry. Al word hy versoek vir brood, al word hy versoek vir power, al word hy versoek vir sy naam en identiteit en al die goed, draai hy elke keer die oorlog om, en hy sê, weet jy, daar is 'n ander oorlog, dieper as hierdie oorlog. Nou, ja, mens, dis moeilik. Ek word maandagoggend wakker, en weet jy wat se oorlog lê voor my? Hierdie kerk, getalle, budget, sukses, mense, salarisse, elke maandag is dit die battle wat voor lê. En dan moet ek, net soos jy, iewers my brein swaai en sê, daar's 'n ander oorlog, Enslin. Daar's 'n groter oorlog as hierdie survival waarmee ons besig is. Daar's 'n groter oorlog en Jesus wys my, wat is hierdie groter oorlog? Op meer as een keer, en ek wil nou, dit is nie die preekie, maar op meer as een keer sê Jesus, moenie jou lewe gee vir brood wat vergaan nie. Meer as een keer sê Jesus, pas op mans, hierdie wêreld gaan jou intrek in 'n oorlog in wat geen prys deliver nie. Onthou, daar's 'n beoordelaar, en daar's 'n prys. En die man met die grootste bankbalans, die dag as hy sy asem uitblaas, kry nie noodwendig die prys nie. Want die beoordelaar is nie beïndruk met daai puntestelsel nie. En meer as een keer, nou Jesus kon dit sê, want hy het uitgesorteer. Hier in die woestyn het hy uitgesorteer, ek sal nie van brood alleen leef nie, ek hoef nie in die hoogste koninkryke te wees nie, die hele aarde hoef nie voor my neer te val en te aanbid nie, ek het 'n ander identiteit, die meeste van ons, ek in kluis, ek val nog vir hierdie toetse en versoekings. Maar week tot week moet ons onsself vra, as ek in die regte battle betrokke. Nou kom ek vat jou na, wat is die regte battles toe? Wat is die regte oorlog wat ek en jy moet fight? Ons regte battles is met God en vir God, met God, met mense en vir mense, en met jouself en vir jouself. Daai 3 is die grootste battles van planeet Aarde. En ek en jy, ons dek en dive hierdie battles, ons fight eerder vir geld, dis makliker. Dis makliker om die bank aan te sit en jou password in te tik en die dollartjies daar dop te hou en te sê, ek's besig om te wen, I'm getting there. As om God in te tik op jou rekenaar en te vra, hoe gaan dit? Want jy sien, daar's nie 'n printout wat vir jou sê, hoe gaan dit nie, dis ietsie binne in jou. Hoe gaan dit met jou en God? Kom ek vertel julle 'n storie van battle met God, geveg met God. Daar's 'n monk, hy bly in die woestyn, in sy 90, stokhou oomie.
En dan kom 'n jong man in sy 20's en hy stap vir hoeveel dae in die woestyn en hy kom by die ou oomie aan en hy sê ek het dae gestap, weke gestap om by jou uit te kom want jy's 'n saint en jy's 'n lig wat skyn in die woestyn en ek wil jou wysheid hê. En die man sê kom bly by my 'n paar dae. En op 'n stadium sê die jong man vir hom, hy sê dit moet hom lekker wees om nie meer met die duiwel te beklei nie. Ek bedoel jy het seker al met hom baie skirmitselings gehad. En die ou man sê ja, my jong dae het ek en die duiwel vir mekaar goed oorgewys. Ek wil sy versoeking, sy sonde, temptations. Hy sê ek en hy het nou al respek vir mekaar. Ek weet wat die duiwel kan doen en hy weet hoe ek kan staan en ja, ons het goeie battles gehad. En die jong laaitie sê vir hom, ja, maar dit moet lekker wees nou in jou lewe. Wat se battles het jy nou in jou 90's? Jy is seker net besig met die Here in liefde en genade. Hy sê nee, my battles het verander. Hoor mooi. In my jong dae het ek met die duiwel beklei. En nou in my ou dag beklei ek met God. En weet jy hoe lekker is dit om deesdae te verloor? Mense, ek dink nie jy en ek verstaan regtig die lewe. As ons nog nie oorgegaan het om klaar te maak met die battles oor brood en grond en geld en mense en naam nie. As ons klaar gemaak het met die battles van die duiwel en ons begin met God te worstel. Jy sê vir my, worstel met God. Kom ek vat jou nog een. Die gelykenis van die verlore seun. Almal ken die storie uit hul kop uit. Ons gaan hom nie eens lees nie. Gelykenis van die verlore seun. Die jong seun gaan uit die huis uit, gemors sy geld, gaan drink en hoer en remoer en leef dit uit. En dan kom hy terug en die pa staan met sy arms oop en die jong man kom terug in en die pa sê welkom terug in ons ou partytjie. Die ouer boetie was nog die hele tyd in die huis. En dan kom die ouer boetie uit die veld uit terug en hy hoor die partytjie en hy is kwaad vir pa. Hoor gou mooi. In first half of life fight jy met versoekings en drank en partytjies en manne en pelle en al hierdie goed. Iewers in second half of life word jy die ouer boetie en dan moet jy begin met God beklei. Die ou boet beklei met God, beklei met die Vader. En sê ek het reëls gehou, ek het by jou gameplan gebly en nou werk lewe nie uit nie en ek het nie 'n skapie gekry om te slag nie en ek het nie 'n ring aan die vinger gekry nie. Hey, kom aan nou, lewe werk nie. Manne, as jy nog nie by 'n plek was waar jy met God begin stoei het en sê, hey, die lewe werk nie vir my uit nie. Want jy nog nie begin met die regte battles hier op aarde nie. Die battle is nie net om R10 in die bank te kry nie. Die battle is met God. Teen God, vir God, saam met God. Kom ek gee vir jou die battles. Kom ek gee jou 'n paar battles met God. Nee, maar jou battle met God is hierdie woorde. God is goed. Partykeer. God is regverdig. Meeste van die kere. God is in beheer. Ek dink so. As jy nog nie daai battles uitgesort het nie, is God goed? Ja, jou Christelike kerk antwoord sê, ja, God is goed. Genuine? Hoeveel keer het jy hom al getwyfel? God is in beheer. Ja, maar hoe het hulle my huis ingebreek? Hoe het hulle my vrou? Hoe het hulle my kar? Hoe die besigheid dit? Hoe het die man dit aangevang? As God in beheer was, hoe laat hy al hierdie goed toe? As God, kom aan manne, dis die vraag wat jy regtig vra, maar jy het nooit die guts om dit hardop te vra nie. Vra dit maar vandag hardop. Is God regtig in beheer? Kyk God regtig na ons? Jy sien, dis die battles, daai seun sê, is pa regtig goed? Pa, waar was jy my hele lewe? Ek het alleen hierdie fights gehad in first half of life. Ek het alleen, ek moes bou, ek moes maak, ek moes my gesin, ek moes my kinders, en nou kyk hulle keuses, kyk hoe hulle uitgedraai, kyk wat hulle gedoen. Jy sien, hier is die fights van die lewe, mans. God is goed. Altyd. God is in beheer. Elke dag van ons lewens. God weet wat hy doen, hy is regverdig, genuine hy is. Om tot op daai plekke te kom waar jy dit kinderlik in jou hart glo, nadat jy dit geworstel het, nadat jy gehuil het, nadat jy gevra het, hoekom, om daar te kom, dis die fights in jou lewe. Waar jy daai monk in die woestyn word, wat sê ek beklei met God, en dis lekker om te verloor. Is lekker as hy binne in my omkrap en my issues uithaal en my goggels uitkrap. Jy sien, dis die fights. Om op daai plek te kom waar jy met God fight. Kom ek praat gou. Kom ons praat gou net oor jou fight met mense en vir mense. Ons gaan oor elkeen van hierdie fights afsonderlik nou preek in die weke wat kom. So, maar ek hoef nie alles nou te sê nie. Maar net jou fight met mense vir mense. Kom ek begin aan jou eerste fight. Is vir jou huwelik.
Jou tweede fight is vir jou kinders. Jou derde fight is vir jou gesin en die breër familie, en so kan ons afgaan. Jy sien, hierdie een is baie kostelik, maar manne, vergewe my net gou vir 'n oomblik. Ons sê, ons gesinne is vir ons belangrik. Ek stem 100% met jou saam. Die skaal van belangrikheid word bepaal deur hoe fight jy? Hoe hou jy oorlog vir jou huwelik en kinders en gesin? Jy sien, ons fight vir goed, wat vir ons regtig belangrik, ons fight vir geld, ons fight vir ons job description, ons fight met die baas, ons fight vir ons stokperdjies. Wanneer fight jy vir jou vrou en jou kinders en tyd saam met hulle? Fight beteken jy beklei met iets of iemand, beklei met jou baas en sê, sorry, ek gaan nie hier wees nie, ek kan my fire, maar ek gaan by my kind wees. Dis fight. Fight is nie maar net, mamma, ek's regtig lief vir julle, maar werk kom eerste. Mamma, ek's regtig lief vir julle, maar die pelle gaan weer golf speel. Mamma, ek's regtig lief vir julle, maar hier's 'n jagtrip, ons moet gaan. Ek verstaan daai nou, die res verstaan ek. Okay, maar mamma, ek's regtig lief vir jou, maar gat ons. Jy sien, fight, oorlog, beteken daar's letsels, daar's wonder. Kom ek net van ons fight vir ons huweliksmaats. Onthou jy jou fights in jou 20s en 30s om die reg teen te kry, né? Ons het gisterand by mense gekuier en die man moes beklei vir sy vrou, nogal teen Ulie Schmidt. Dis nogal 'n fight, okay? Hy het gewen, kan dit nie glo, maar okay. Ek moes ook teen 'n dokter beklei, het Wiekie gecha. Wat soek julle dokters by my vrou, okay? So ek moes daai fight, onthou jy jou fight? So in jou 20, 30s fight jy vir jou vrou. In jou 30s, 40s fight jy om daai een te hou. Want ons het nogal deur mekaar geraak iewers. En raai wat? In jou 60, 50, 60s kom jy die regte fight agter. Die fight was eintlik net om haar gelukkig te hou. Dis al wat jy moes doen. Jy moes nooit vir haar beklei het nie, jy moes nooit met haar beklei het nie. Jy moes net beklei het om vir haar te gee dit wat haar behoefte emosioneel is. So ons moet hierdie fights uitsort in ons lewe. Ons moet weet wat is die fight waarmee ons besig is in ons huwelike, in ons kinders, in ons gesinne. Net so met kinders, jou fight in tieners of kindertjies, jou fight in die middel, jou fight met tieners, jou fight volwassenes, jou fight verander. Maar hier kom die woorde. Ons lees boeke hoe om suksesvol besighede te bedryf. Hoeveel van ons het al boeke gelees om suksesvol ons gesin, ons kinders, ons huwelike te bedryf? Jy sien, hierdie goed sê, fight jy, of is dit net vir jou belangrik? Ons almal sê, dis belangrik, maar is dit 'n fight vir jou? Fight jy reg, laaste enetjie, is die fight vir jouself. Jy sien, want Jesus sê, jy moet jou naaste, of jy moet God en jou naaste lief hê soos jouself. En ek gaan net die puntjie noem. Mans, ons kan baie keer die swakste na onsself kyk, en ek preek seker baie net vir myself. Ek rol 'n kar, ek gaan nie eers dokter toe nie, ek het nie tyd nie, ek het werk om te doen. So daar's iets in ons van, man, ek het nie tyd om elke dag te gaan oefen nie, ek het nie tyd om so gesond te eet nie, ek het nie tyd om dokter te, ek het nie tyd vir dit, man, ons moet werk, en ons moet die dinge klaar kry. As jy nie goed na jouself kyk nie, dan kan jy nie goed na die mense om jou kyk nie. En daar's 'n fight wat ons vir onsself moet fight, wat ons baie keer nie doen nie. Ons dink die fight is om tough te wees, baie keer is die fight om weak te wees en jouself te gee, dat iets in iemand na jou kyk, en na jou emosioneel kyk, en na jou fisies kyk, en na hierdie dimensies van jou kyk, anders as geld. So, ek wil afsluit vandag. Daar's 'n fight, mense. En ons is almal in 'n oorlog. As jy bietjie gaan stil word vanmiddag, en jy sê die lewe is een groot fight, en jy begin vir jou punte neerskryf, wat is jou fight? Die meeste gaan uitkom by my fight is geld, werk, survival, hierdie land, emosioneel positief bly. Ja, dis die fights. En dan wil ek jou vra, trek 'n streep deur dit. Te sê, Here, die fight is met en vir God. Met en vir mense. Met en vir myself. En dan jou die vraag gevra, hoe doen ek met die belangrike fights van hierdie lewe? Nie die skyn fight nie. Jy sien, die duiwel hou jou besig met die brood. Die duiwel hou jou besig met die status. Die duiwel hou jou besig hier voor met die ligte fights. Hoe doen jy met die oorlog wat deur God beoordeel gaan word? Hoe doen jy met daai nou? Ek wil jou vat na Jesus toe, aan die kruis. Aan die kruis fight hy die fight met God en vir God. Aan die kruis fight hy die fight
met sy naaste. En aan die kruis fight hy die fight met homself. En dis die voorbeeld van die oorlog. Aan die kruis sê Jesus, my God, waarom het U my verlaat? Hy sorteer hierdie oorlog hier binne in hom van my kinderlike, eerlike geloof in God deur alle omstandighede. Ek bly kinderlik opreg, lief vir God, al gebeur wat met my. Hy sort hom uit aan die kruis. Hy sort die fight met die naaste uit. Ma, hier's vir jou Johannes. Johannes, hier's my ma. Kyk na haar, sorg vir haar. Ek bly lief vir haar. En sy is nog belangrik, ek sort hierdie mense goed. Hy kyk na homself aan die kruis. Hy sê ek is dors. Nou kom on, mans, as die oorlog aan die gang is, sê nie jy is dors nie. Jy fight jou fights. Ons sissies drink later water, okay? Nou beklei ons, jy weet. Nee, hy sê ek is dors. Hy kyk na homself. Nou, wat ek wil bid vandag is, dat ek en jy net die fokus van ons oorlogenergie sal swaai na die regte goed. Want jy het daai energie in jou. Jy's 'n fighter. Jy hardloop die laaste 100 meter om die blok voluit huis toe, want jy wil wen. Maar fight jy die regte fight. Fight jy die fight wat koninkrykswaarde het. Fight jy die fights wat jou 'n man gaan maak wat eendag die kroon kry by God. Of fight jy die fight vir aarde. Ons gaan nagmaal gebruik. En ek wil jou vra, as ons hierdie broodjie en wyn drink, wow, dink aan die grootste soldaat wat al ooit in die geskiedenis was. Jesus. Hy het dit reg gekry om teen die duiwel die fights te draai na dit wat regtig belangrik is. En deurdat hy dit reg gekry het, verander hy die hele wêreld. Hy verander die hele wêreld nie met geld nie. Hy verander die hele wêreld nie met naam en status en travel die wêreld vol en doen allerlei weird stuff nie. Hy verander die wêreld deur die regte fight te fight. So wanneer jy hierdie broodjie eet, vra jouself, in watse gevegte is ek vandag? Wat is my fights? Wat tap my energie? Wat hou my besig oggend, middag en aand? En watse fights is ek? En dan kyk jy na Jesus se voorbeeld. Dan sal net nou as ons by die wyn kom, gaan ons die Here vra vir sy krag vir die regte fights. Kan ek vra die mense wat my help bedien, dat hulle sal vorentoe kom. As jy ons besoek vandag, jy's meer as welkom om hierdie nagmaal saam met ons te geniet. Jy hoef jy lidmaat te wees nie. Jy moet net eerlik sê, Andries, ek wil met Jesus hierdie saak uitsorteer. Ek wil Jesus se hulp hê om die regte fights te fight in die lewe, om die regte mens te word in die lewe, die regte stryd aan te pak. En dan sê jy sien, as 'n harde en 'n sagte broodjie, kan enigeen van die twee gebruik. Maak die saak nie, al wat ek vra, hou dit totdat almal gekry het, en as almal van die brood gekry het, gaan ons as gemeente saam hierdie broodjie geniet en saam na Jesus toe gaan. Ek gaan vra die persone kan begin om ons te bedien. Onthou nou, jy vra die vraag, met watse fights is jy vandag besig in jou lewe? Is dit die regte fights, of is dit die fights waartoe die duiwel jou trek, waarmee jy besig is? Baie dankie. Duisende ure, duisende drome, duisende vrae, 1000 gebede, ek is op 'n plek, hier ek wil die Here ontdek, want as ek nooit weer die stem hoor, nooit weer die Gees voel, is niks meer die moeite werd, jy moet my hart opwek. Duisende vrae, 1000 gebede, ek is op 'n plek, hier ek wil die Here ontdek, want as ek nooit weer die stem hoor, nooit weer die Gees voel, is niks meer
duisende vrae, 1000 gebede, ek is op 'n plek, hier ek wil U herontdek. Want as ek nooit weer die stem hoor, nooit weer die gees voel, is niks meer die moeite werd, U moet my hart opwek. Hier ek wil U herontdek. Want as ek nooit weer die stem hoor, nooit weer die gees voel, is niks meer die moeite werd, U moet my hart opwek. Hier ek wil U herontdek. Ek wil U herontdek. Kan ek sien as jy almal bedien met die brood? Kom ons geniet dit dan saam, dan gaan ek vir ons saam bid. Hemelse Vader, as ons hierdie broodjie eet, staan ons stil by die kruis, en ons kyk na die grootste soldaat wat daar in die geskiedenis van die mensdom was. Hy het die grootste oorlog beklei wat daar nog ooit was, die oorlog teen die duiwel en sy geestelike magte. Om vir ons te wys wat is regtig belangrik. Dis nie brood nie, dis nie die belangrikste naam nie, dis nie die status en die krag en die mag nie, dis nie die achieve en identiteit en plesier nie. Hy het gewys die geveg is met God, met jou naaste en met jouself. Om die mens te word wat U gesê het ons moet word. Here, elke persoon, die man en vrou, word nou gekonfronteer met wat is my fight op hierdie oomblik? Beklei ek vir geld, beklei ek vir survival, beklei ek vir brood, beklei ek vir wat sê mense van my, beklei ek om iewers te kom, om iets te bereik, beklei ek vir plesier en genietinge en myself en stokperdjies en beklei ek vir die nie belangrike, die minder belangrike dinge, of beklei ek om God te herontdek. Here, help ons om die regte oorlog raak te sien, terwyl ons na Jesus kyk, terwyl ons na die man kyk wat die wêreld verander het. Help ons om te herontdek wat is die regte, belangrike oorloë. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Ons gaan dan nou ook aan jou die druiwesap bedien, simbolies van die bloed van Jesus wat gevloei het. Jy sien oorlog, bloed vloei. En nou kan jy jouself die vraag vra, waarvoor word my bloed uitgegiet, dag na dag? Ek dink almal van ons sal eerlik wees, Andries, dis 'n unfair vraag. My bloed word dag vir dag uitgegiet vir my baas en werk en geld en die kinders en survival en hierdie lewe. Jesus se bloed is uitgegiet vir God, vir mens en vir homself. Hy het daai oorloë uitgesorteer. Vra jouself, waarvoor word my bloed vandag uitgegiet? Waarvoor was Jesus se bloed uitgegiet? En dan moet jy begin adjustments maak in jou lewe. Jy moet vra, jy moet vir die Here vra, Here help. Hoe gaan ons in die volgende weke wat voorkom? Hoe beklei ek saam met God? Hoe beklei ek vir die gesin? Hoe beklei ek vir myself? En vra Here, gee my wysheid. Want dalk word jou bloed soos my bloed vir verkeerde goed uitgegiet. En dit moet meer word soos Jesus se bloed vir die regte goed uitgegiet. Die span kan weer begin om ons te bedien. Daar's 'n beker, as jy eerder van die beker wil hê, steek jou hand op en die persone gaan jou bedien met die beker. Die kelkie hou jy tot almal gekry het en dan geniet ons dit weer saam. Jaag by my verby.
stoei met dit wat vuil is, verag dit wat verkeerd is. Werk in my 'n afskie vir dit wat u nie behaag. Trek my nader, was my weer skoon, o Heer. Want ek kom terug na u hart, terug na u plan, terug na heilig leef my alles weer gee, terug na die dag, oorgegeeheid verkoop wees, terug na my eerste liefde, terug na u. Ek wil u lief hê met my hele hart, u dien met al my krag, ek wil weer ons tere liefde ervaar. Teen die hand, teen die bos, heilig en rein. Want ek kom terug na u hart, terug na u plan, terug na heilig leef my alles weer gee, terug na totaal, oorgegeeheid verkoop wees, terug na my eerste liefde, terug na u. Terug na heilig leef my alles weer gee, terug na totaal, oorgegeeheid verkoop wees, terug na my eerste liefde, terug na terug na Kan ek sien as jy almal bedien met die druiwesap? Kom ons geniet dit saam en ek gaan vir ons saam bid. Hemelse Vader, as ons hierdie druiwesap drink, simbolies van die bloed van Jesus, dan dink ons aan Paulus se woorde wat sê, my lewe word uitgegiet soos 'n drankoffer. Here, en dan moet ons die vraag vra, Jesus se bloed het gevloei aan die kruis en is uitgegiet vir die mensdom. Waarvoor word my bloed uitgegiet nou? Is dit 'n afsloof vir hierdie wêreld? Is dit 'n afsloof vir die brood van hierdie wêreld, survival in hierdie wêreld? Of Here, het ek die vermoë gekry deur die genade om net bietjie dieper te kyk? Is my lewe besig om uitgegiet te word vir 'n naam, vir status, vir plesier, sukses, vir power, vir al hierdie goggos van hierdie wêreld wat sê, as jy dit kry, gaan jy gelukkig wees. As ons nou na die kruis kyk, en ons sien Jesus hang aan die kruis, dan besef ons, daar's 'n dieper oorlog. Daar's 'n ander geveg. En die vraag is ons in daai geveg? Here, help ons in hierdie weke wat voorlê, om regtig te connect met die regte oorlog. Help ons om regtig te connect met dit wat belangrik is. Here, dat ons nie ons hele lewe leef en op die einde van die dag kom en sê, so was dit nou dit gewees nie. Here, help ons om te besef hoe U ons roep, hoe U 'n stemmetjie in ons binneste influister, hoe U vir ons 'n doel het, 'n purpose het. Here, help ons om te hoor, daar's meer, daar's iets diepers, daar's iets groters, daar's iets in die geesteswêreld wat my roep, om 'n verskil te maak. Here, help ons om daai stem te hoor, U stem te hoor. Dankie daarvoor, Here. Here, mag elke man, mag elke vrou hier ontdek wat is die regte oorlog, die regte gevegte. Mag ons lewens al hoe meer gee vir die regte gevegte. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat ons saam met U sal oorwin, dat ons 'n verskil sal maak in ons tyd.
dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie, liewe gemeente. U kan die kelkies vir ons na die middel toe stuur. Hierdie was net die intro van die reeks. Volgende week gaan ons nou kyk hoe beklei ons al hoe meer vir God en vir die dinge wat belangrik is. Jy kan sommer al vanaand kom. Vanaand gaan ons kyk na War Room. Dis 'n fliek wat uitgekom het oor hierdie oorlog en hoe jy hierdie oorlog moet fight en waar is die grootste krag wat ons die minste doen en gebruik seker in ons lewens. So kom vanaand, kom luister, kom kyk na War Room. Het gaan 'n fliek wees wat ons wys met bietjie intro en so voort, maar kom gerus vanaand en kom kuier lekker saam met ons en kom leer baie meer oor hierdie oorlog wat aan die gang is. Ons gaan dan ook ons finansiële bydraes opneem. Baie dankie vir die gee van die tiendes en die offergawes en dat jy so met vryheid kan gee, dat jou hart nie 'n gevange van mammon is nie, maar dat jy kan gee in geloof en vertroue dat God is die een wat voorsien en God is die een wat die deure oopmaak. Baie dankie vir die geloof en die gehoorsaamheid daarin ook. Here seën u. Ons gaan luister na 'n lied terwyl hulle ook die finansies gaan opneem. Dis sy krag, nie myne nie, dis sy mag, nie myne nie. Hy is sterk, wanneer ek nie sterk is nie. Hy maak my voete stewig staan op al die plekke waar ek gaan. Dis sy krag, wat my sterk maak waar ek gaan. Met my God op plekke bende storm, spring ek oor en wie. Met my God is saam met vyande uitgelê elke uur. Met my God aan my kant is daar hoop vir elke dag. Met my God. Met my God. Met my God op ek bende storm, spring ek oor en wie. Met my God is saam met vyande uitgelê elke uur. Met my God aan my kant is daar hoop vir elke dag. Met my God. Met my God. Ek gaan jou vra om te staan en dan sing ons 'n slotlied saam en dan gaan ek vir ons die seën uitspreek. U gee ons lewe, U maak ons vry. Deur U genade, Here, U is ons redder, U is die bron van ons krag. Here, U is ons lange, naby U hart, wil ons bly. Here, U is die rede vir ons lewe. Ek buig voor U, ek kan bid U, neem my hele lewe tot U Heer. Ek gee my gees, ek gee my ziel,
Onthou, hier is altyd 'n gebedsspan hier voor. Indien jy vra vir gebed om jou te help om die regte oorlog, die regte fokus, nie vasgevang te word in die dinge van hierdie wêreld, maar om regtig God raak te sien. Hier's 'n gespan hier voor, saam met jou sal bid. Kom staan net so, dan ontvang jy die seën. Mag die genade, die seën wat jy hierdie week ontvang, iets wees van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees, wat jou oë oopmaak om die regte oorlog te sien. Mag die genade wees, die onderskeid, om te kan onderskei tussen wat's brood en wat's aards en wat's tydelik, en wat is die werklike oorlog van God, mense en jouself, wat saak maak. Mag jy hierdie genade hierdie week ontvang. En die gemeente sê saam, Amen. Geseënde dag vir u, sien jou vanaand vir War Room, lekker koffie en tee.